Goeiedag en welkom by hierdie aanlyn erediens van Luxmundi op hierdie opstandingssondag. Mag dit vir julle ook 'n spesiale ervaring wees om in hierdie ruimte te dink aan dit wat Jesus vir ons gedoen het. En daarom kan ek jou groet vandag in die naam van die Vader, wat jou so lief gehad het dat hy Jesus geoffer het. In die naam van Jesus Christus, wat jou so lief gehad het dat hy sy lewe vir jou afgelê het. En in die naam van die Heilige Gees, wat jou help om te sien en te glo. Ons is aan die einde van die Heilige Week, en die Heilige Week het begin met die sing van die Hosannas, die intog in Jerusalem. Ons het gestap deur die tempel se skoonmaak. Ons het gekyk na Jesus wat bid, na Judas wat Jesus verraai. Dan donderdag aand eet Jesus saam met sy disippels, en ons het dit gevier deur die Pasgamaal. En hy doen iets baie vreemds, hy gaan af en hy was die disippels se voete. En dan doen hy 'n vreemde ding, hy sê, dink aan my wanneer julle weer eet en drink, die wyn en die brood. En dan kom Vrydag, en Jesus sterf aan 'n kruis. Ek vertel vir ons die verhaal vanoggend uit Johannes 20 vers 1 tot 18, want op hierdie oggend, saam met die kruisiging, saam met Jesus wat gesterf het aan die kruis, het die disippels se hoop, se drome gesterf, en hulle treur, gebroke vir 'n hele Saterdag lank. En dan kom die Sondag en dit verander alles, en dis hier waar ons met die verhaal begin. Dis nog donker, in die vroeë oggend. Die wind waai en dis stil in die tuin. Maria Magdalena loop stadig na die graf. Haar hart is stikkend. Haar Jesus is dood. Die kruis van eergister het haar hart heeltemal gebreek. Haar hoop, haar vreugde. Haar leermeester is dood. Dan sien sy die klip. Dis weggerol. Daar stilte. Sy snak na haar asem, want die graf is leeg. Dit maak nie sin nie, behalwe dat sy moes beleef dat haar Jesus sterf aan die kruis, met sy nou beleef dat sy liggaam gesteel is. Maria hardloop na die disippels. Sy roep vir Simon Petrus en Johannes. Ons neem aan die disipel waarna die Bybel verwys is Johannes. Hulle het die Here uit die graf gesteel, en ons weet nie waar het hulle hom neergesit nie, sê sy vir hulle. Petrus en Johannes hardloop na die graf toe. Johannes is eerste by die graf, maar Petrus gaan eerste in. Die graf is leeg, maar dan sien hy iets vreemds. Die doeke is opgevou. Die kopdoek wat die kakebeen in posisie moes hou, lê eenkant. As iemand die liggaam gesteel het, sou daar nie tyd gewees het vir doeke opvou nie. Dis vreemd. Johannes het ingestap en gekyk, gesien en geglo. Intussen kom daar rou snikke uit Maria se lyf. Dit kan tog nie wees nie. Sy buig vooroor en kyk in die graf in. En daar sien sy 2 engele. Een aan die voetend en een aan die kopkant, waar Jesus sou gelê het. Gebroke, huilend, stap Maria weg van die graf af. Verblind deur die trane sien sy iemand wat sy dink die tuinier is. Sy vra vir die man, het jy gesien waarheen het hulle hom gevat? En dan hoor sy haar naam op 'n manier wat sy ken. In daardie oomblik herken sy vir Jesus. Rabboni, my leermeester. Sy herken vir Jesus. En dan gaan sy en sy vertel, ek het die Here gesien. Dis 'n aangrypende verhaal. 'n verhaal wat 'n mens diep raak. Vanoggend is my vraag, of vandag, of wanneer jy ook al kyk, is my vraag aan jou.
Met watter van hierdie karakters kan jy identifiseer? Met Maria, met Johannes, met Petrus, of dalk met Thomas? Maria met haar opregte kinderlike geloof, haar rou emosies. Of dalk met Johannes, wat nog nie weet nie, maar die leë graf sien en dadelik glo. Of dalk met Petrus, wat onseker is tot Jesus later in die evangelie aan hom verskyn by die see van Galilea. En later in Johannes lees ons ook van Thomas wat sê hy sal glo dat Jesus opgestaan het as hy sy hande of sy vinger in die spykergate in Jesus se hand kan steek. Hulle elkeen kan sê, ek het die Here gesien. Al lyk die sien verskillend. Die glo verskillend. Weet en glo hulle elkeen dat Jesus die Here is. En hierdie sien is nie 'n gewone sien nie, dis 'n geestelike sien, dis 'n verstaan dat Jesus jou verlosser is. Dis 'n verstaan dat Jesus uit die graf opgestaan het en dat dit alles kom verander het. In die hele Johannes Evangelie is hierdie sien en glo tema baie sentraal. En Johannes sê dat mense tot geloof sal kom as hulle kan sien wie Jesus werklik is. As jy Jesus sien vir wie hy is, gaan jy nie anders kan as om te glo nie. Jesus is die enigste een wat vir ons die lewe kan gee waarna ons smag. Die ander lewe, die dieper ene, die vry een, te midde van oorlog, te midde van hartseer, siekte, dood, te midde van 'n begroting wat nie klop nie, te midde van kinders wat moet presteer, te midde van 'n gevoel dat ons dit nie maak nie, kan Jesus vir ons die lewe gee. Wat ook vir my baie spesiaal in hierdie gedeelte is hoe dit uitstaan hoe Jesus elkeen ontmoet, soos hy weet hom nodig het om hom te kan sien. Daardie sien wat kan sê, ek het die Here gesien. Ek glo, soos Maria wat langs daai oop graf gestaan het en Jesus gesien het. Ons leef in 'n gebroke werklikheid. Ons leef op hierdie aarde waar sonde nog 'n rol speel. Sonde van persepsie, sonde van ongeloof. Maar ons weet van hierdie nuwe werklikheid. Ons weet van die oorwinning. En ons kan daaruit leef. En dit vier ons vandag. Jesus wat uit die dood opgestaan het. Wat beteken dit dan nou vir ons vandag dat Jesus uit die dood opgestaan het? Die heel eerste ding is, die feit dat Jesus opgestaan het, sê vir ons dat alles wat Jesus beloof het in sy bediening hier op die aarde, die waarheid is. Dit bevestig dat hy die seun van God is. Die opstanding kom sê ook vir ons dat die kruis, dat Jesus se offer aan die kruis aanvaar is, dat dit genoeg was en dat ons daarom kan weet dat daar geen aanklag meer teen ons is nie. Die opstanding kom bevestig ook vir ons dat ons eendag die ewige lewe gaan hê, dat ons nou reeds die sekerheid kan hê dat ons vir ewig sal lewe. En die opstanding kom sê vir ons dat ons 'n lewe van oorwinning kan leef. Nie een van passiwiteit of moedeloosheid of vasgevang in sonde nie, maar een van oorwinning. Hoe lyk jou lewe vandag? Is daar dele waar jy nog nie sien en glo en leef nie? Is daar dele in jou lewe waar jy nog nie die oorwinning beleef nie? Dalk het jy seer gekry langs die pad. Dalk het jy vasgevang geraak in sonde. Dalk is jy moedeloos omdat jy nie die antwoord kry waarvoor jy al so lank vra nie. Gee dit vandag vir Jesus. Verklaar dat jy glo dat dit wat hy gedoen het genoeg was
om ook lewe te bring in jou situasie. Want dit was, die oop graf verklaar dit. Dis klaar. Dit was genoeg. En op daardie oggend was daar 3 goed. 'n Oop graf, opgerolde doeke en mense wat gedink het dat die kruis die einde was. Maar toe sien hulle sien die Here. En net daar besef hulle dat die kruis maar die begin is. Dat die opstanding die finale sê het en dat die opstanding ons almal nuwe lewe bring. So die vraag waarvoor ek en jy staan vandag is, wat sien jy? Sien jy die kruis? Sien jy die Messias, die lam van God wat sy lewe vir jou gegee het? Sien jy die leë graf en weet jy dat Jesus opgestaan het, dat hy die dood gewen het? Glo jy dat hy leef en glo jy dat jy deel is van sy wenspan? Here, dankie dat ons vanoggend kan weet dat u opstanding die finale sê het. Dankie Here dat die dood uit die weg geruim is. Here, en ek wil vanoggend bid vir elkeen wat na hierdie opname kyk. Here, ek wil bid dat ons sal kan glo, sien en glo. Dat ons sal kan sien, u is die Here, en dat ons kan leef met lewens wat sê, ek het die Here gesien. Amen.